Goeiedag liewe vriende. Het is vir my altyd 'n groot voorreg om te weet ek en jy sit eintlik vanmôre hier saam. Ons sit saam en kuier by mekaar. Ons sit met die Here se woord tussen ons en ek en jy gaan saam in die Gees die Here ontmoet. Gaan met Vader 'n gesprek voer. Hy met ons met hom. Dit is iets spesiaal. Ek dink vanmôre daaraan, soos wat ek hiernatoe ry, ons kerkgeboue, en daarvan is daar 'n hele paar, as ek so in die dorp ry, staan nou deesdae eintlik as monumente met 'n geskiedenis van die verlede. Terwyl ons op hierdie stadium staan hierdie geboue leeg. Ek staan nou hier en preek binne in ons kerk met niemand hier nie. Maar tog is ek saam met jou. En daarom wil ek saam met jou vra, die Here vra dat hy teenwoordig sal wees, dat jy dit sal ervaar as 'n saamkuier. Ek het met die oog op ons program wat van volgende Sondag af vir 'n week lank die week van gebed as deel van ons program het ek in my voorbereiding, want Vader wil toe nou vir my al meer en meer werk ek op die tema van die Onse Vader gebed. En vanoggend is dan nou 'n soort van ampere inleiding daartoe. Van hierdie Onse Vader gebed waarmee ons dan nou vir 'n paar geleenthede gaan besig wees. Want volgende Sondag begin ons dan met die eerste tema in die reeks van die Onse Vader. En dan daarna, maandag aand, dinsdag aand, woensdag aand, tot donderdag aand. Elke aand is ons dan besig met hierdie selfde onderwerpe. En as ons nie klaar kry met die Onse Vader nie, gaan ons aan, die Sondag daarna. Want dit is so asof, al het ek van my kleintyd af op my kniegies geleer, om die Onse Vader op te sê. Daar's soveel bitkos in hierdie gebed. En daarom sien ek uit na hierdie avontuur om saam met jou dieper in te kyk in Vader se genade, se liefde, in dit wat Jesus vir ons leer oor hoe ons teenoor ons Vader kan wees, kan vra en van hom kan verwag. Ons is nou in sy teenwoordigheid. In die naam van ons Vader. In die naam van Jesus die Here. En in die naam van die Heilige Gees. Genade vir jou. Vrede vir jou. Ek wil sê dat die Here jou wil oorlaai met sy hartlikheid. Amen. Omdat ons nou vanmôre gaan besig wees met die woonplek. Die woonplek van God. Waar woon hy? Waar woon jy? Waar is jou woonplek? Kom ons begin en dan sing ons Gees van God wat in my woon. Vers 1 en 2. 'n gebed wat vra, Here, breek die woord vir my. Kom maak dit vir my oop. Laat my diep insien in die volle waarheid. Gees van God wat in my woon. Kom ons sing dit lekker saam. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat
Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U eer. En nou kom ons lees die ou bekende Psalm 23. Ek gaan, soos wat ek nou die gewoonte begin, om uit die nuwe vertaling, die 2020 vertaling te lees. Ek het vanmôre nou my ou vertaling by my, die heel oue 53 vertaling, die 83 vertaling en 'n Engelse vertaling, dat 'n mens baie van die goed met mekaar kan vergelyk. Ons gaan lees Psalm 23, 6 verse, kom ons bid eers. Here, dis nie maar net soos 'n gewone boekie wat ons sit en lees om te ontspan nie. Want wanneer ons nou lees, is dit God se woord. En U het gesê, ons sal leef van elke woord wat uit U mond kom. Daarom, as ons nou U woord lees, en as ons hierdie woord soos brood breek, en in bite sizes eet, dan wil ons vra, voed ons, Here, bou ons op, versterk ons, deur dit wat ons hoor. Ons het U so nodig. In die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Psalm 23. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water wat daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. En dis juist dan hierdie laaste woorde van vers 6. Ek wil dit lees in die 83 vertaling, waar hy dan dit so mooi sê, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wil vanmôre vir jou vra om saam met my mooi te dink oor waar is jou woonplek. Want Vader wil jou aandag vestig
op die plek waar jy elke dag jouself bevind. Ons het in Afrikaans 'n mooi spreekwoord en dis dan ook sommer ons tema vanmôre. Jou huis is waar jou hart is. En daarom is die vraag, waar is jou hart? Want daar waar jou hart is, daar is jou huis. Jy kan dus agterkom, ons gaan vanmôre nie fokus op die huis van steen en klip, sement en sink met dak en hout en vensters nie. Maar ons gaan ons aandag vestig op die plek waar ek woon in my gedagtes, waar ek leef met my drome, my ideale, my verwagtings, my voornemens, my passie. En soos wat jou huis van stene, sement en glas, soos wat dit daar is om jou liggaamlik veilig en versorg te hou, so is daar 'n geestelike huis, waarbinne jy veilig en versorg sal wees. 'n Geestelike huis waarin my siel kan woon, waar die welwese van my siel bewaar is. Die kans is goed dat jy tot nou toe miskien nie baie hieroor gedink het nie, oor die blyplek van jou siel. Want jy sien, ons bou met groot sorg aan ons huise, die huis vir ons liggaam. Maar ons siel swerf rond, oral waar daar gevare kan dreig. Waar die storms van die lewe is, waar jy kan verkleun, waar jy jou vingers kan verbrand, waar jou siel swerf. Daarom is dit geen wonder dat hierdie wêreld so vol is van baie mense, wie se harte ijskoud is nie. En dit hoef nie so te wees nie. Want Vader wil hê dat ek en jy uit die koue moet inkom en in sy huis kom woon. Dawid sê dit so mooi daar in vers 6 van Psalm 23. Ek sal in die huis van die Here my God woon tot in lengte van dae. Ek sal daar bly. Dit is my byplek. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly. In lengte van dae, solank as wat daar bestaan, wil ek in die huis van die Here bly. So Vader wil hê dat ek en jy uit die koue moet inkom na hom toe. Dat ons by hom sal bly. Onder sy dak is daar baie woonplek. Kom bly in sy huis. Kom sit aan by sy tafel. Kom tot rus by hom. Nou, waarom sou Vader dan nou so graag wil hê dat ek en jy by hom kom woon? En die antwoord is baie maklik. Juis omdat hy Vader is. Want kinders woon nie op ander plekke as by hulle ouers nie. Kinders woon by hulle vader. Kinders wil wees daar waar Vader is wat sorg. Ek praat nou van kindertjies wat nou nog in 'n huis is. Maar jy en ek is maar sy kinders. Bedoel om in sy huis te bly tot in lengte van dae. Enige ander plek, anders as sy woonplek, is gevaarlik. Is plekke
waar jy wel jouself kan blootstel aan pyn en vernietiging, aan seer kry. Maar slegs die huis wat gebou is, wat Vader vir jou voorberei, dis die huis waar jy beskerming geniet. Selfs al gaan jy deur donker dieptes en tye van die omgewing rondom jou, is jy veilig by hom. Vader wil nie net hê jy moet by hom kom bly nie, maar ook in hom. So 'n interessante ding uit die Grieks is daar 'n twee moontlikhede, in hom, by hom, met hom, is amper dieselfde woorde in die oorspronklike taal. Maar hy wil hê dat ons by hom sal bly. Handelinge, sê Paulus, toe hy nou daar praat op die Areopagus, sê hy dit so mooi, en ek wil vir jou dit lees soos dit staan in Handelinge 17. Handelinge 17 staan daar: deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Dis nou die keuse van hierdie vertaling om die woordjie te sê deur hom. Die ou Afrikaanse vertaling het in daardie selfde gedeelte gesê, in hom leef ons, beweeg ons en is ons. In hom. Waar is jy, my vriend? Ons kan so maklik wegdwaal, ons eie koers wil gaan. Maar Vader nooi vir jou en vir my, kom bly by my, kom maak jou tuis by my. Psalm 90, die sê dit ook so mooi. Psalm 90 staan daar veral in vers 1, as ek dit nou lees. Psalm 90 vers 1, my Heer, U was vir ons 'n woning, van geslag tot geslag. Weereens uit die psalmskrywer. Hier is dit Moses, dis 'n psalm van Moses in Psalm 90. Heer, my Heer, U was vir ons 'n woning van geslag tot geslag. Dis waar ons bly, tot in lengte van dae. Psalm 91, die sê dit ook so. Psalm 91, hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon. Wat is dit anders as in die Here se woning? Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Hy is die veilige huis, die veilige vesting. God kan vir jou 'n blyplek wees, want hy wil. In hom is jy veilig. Hy wil nie maar net vir jou 'n Sondaghuisie wees nie. 'n naweekhuisie waarin jy kan wegbreek nie. 'n ontspanningsplekkie Saterdag nie. Hy wil nie vir jou 'n vakansiehuis wees waarin jy kan ontvlug uit die besige lewe van elke dag nie. Hy wil ook nie vir jou maar net 'n aftreeplekkie wees nie. Hy wil jou woning wees. Hy wil hê dat jy in hom sal bly, soos hy in jou bly. Altyd onder sy dak. Hoor wat beloof Jesus in Johannes 14. Johannes 14 staan daar in vers 23. Jesus sê, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê. Ter harte neem? Hy sal met sy hart vir my lief hê, né? En my Vader, as iemand my liefhet, sal hy in my bly, sal my woord in hom bly. En my Vader sal hom ook lief hê, en ons sal na hom toe kom om by hom te woon. Waar jou hart is, daar is jou huis. Jou huis is waar jou hart is.
Waar is jou hart, my vriend? As jy nou moet dink oor jou dag, waar jy oral geswerf het in jou gedagtes, want jy sien, jy kan hier sit waar jy nou is, maar met jou gedagtes is jy daar deur. Is jy besig met hierdie baie ander dinge? Vader wil hê dat jy oral en altyd onder alle omstandighede in hom sal wees. Ook daar waar jy werk. Want jy sien, dit is sekerlik so dat in die hemel is daar nie 'n verskil tussen 'n Sondag en 'n Woensdag nie. Daar's nie 'n verskil tussen 'n Woensdag en 'n Saterdag nie. Daar waar jy is, elke ding wat jy doen, is jy in hom gewortel. Woon jy in hom, is hy jou sekuriteit, is hy jou leidsman. In hom leef ons, beweeg ons en is ons, sê Paulus in Handelinge 17. Ek is steeds in sy heilige teenwoordigheid by my werk, in my huis, of waar ek ook al is, of in die kerk. Dawid, die man na God se hart, het hierdie versigtiging gehad en hy spreek dit uit in Psalm 23, ek sal in die huis van die Here woon tot 'n lengte van dae. Maar hoor hoe mooi sê hy dit net so eentjie verder in Psalm 27. Net een ding het ek van die Here gevra en hierdie een ding sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, daaroor na te dink in sy tempel. Natuurlik, my liewe vriende, is dit nie in 'n huis wat met hande gebou is met steen en sement nie. God is gees. En daarom wil hy hê dat ek en jy in ons gees in hom gevestig moet wees. Wat is die huis van God? Hierdie huis waarna Dawid verlang. Is dit die kerk? Is dit 'n gebou met stene? Nee. God woon nie in tempels nie. Hy woon nie in huise wat deur mense gebou is nie. So sê Handelinge 17 vers 24. Hy is 'n veilige vesting in wie ons kan bly. En ek, my hart, my lewe is die tempel van God. Ek self, daaroor het Paulus ook in Korintiërs baie duidelik sê, ons is die tempel van God waarin hy woon. En hierdie versigtiging van Dawid, ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Hy verlang daarna om in die Here se teenwoordigheid te wees. Vers 27, ek het net een behoefte. Een ding het ek van die Here gevra, dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis kan woon. Sien, jou huis is waar jou hart is. Daarom, as ek nou Matteus 22:37 kan bytrek, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kragte. Daar's 'n baie belangrike ding wat in hierdie splinternuwe vertaling van 2020 na vore kom uit Psalm 23 vers 6. Hoor mooi wat sê hy hier in vers 6. Ek sal terugkeer na die huis van die Here. Meeste vertalings, en ek het nou na 'n klomp gaan kyk, vertaal dit wel so, ek sal in die huis van die Here bly. Maar hierdie vertaling sê, ek sal terugkeer na die huis van die Here. Daar's 'n ander Engelse vertaling, the Passion Translation, noem hulle dit. I'll return to your glorious presence.
I'll return to your glorious presence. Dis waar jy God woon. To be forever with you. Ons kan dus. Soos die jongste seun in Jesus se gelykenis daar in Lukas hoofstuk 15, kan ons die huis van ons Vader verlaat. En op die ou end kan ons in die stinkarmoedige gemors beland waarin hy was. En dan is dit nodig dat ek sal opstaan en terugkeer. Want dit is wat hierdie teks sê, ek sal terugkeer na die huis van die Here. Ons is so geneig van nature om te dwaal, om weg te dwaal. Ek sal my eie ding doen. Ek laat my nie voorskryf nie. Maar hier kom die Here en hy sê, kom terug na my toe. Want net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe, as jy in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Daarom, my liewe vriend, as jy vir jouself nou daarin bevind, jy is nie meer eintlik met jou hele hart, met jou hele siel daar in die huis van God nie. Kom terug. Kom terug. Dis die wonder van God se woord. God se woord is nie die storie van die dwaalende seun wat teruggekom het nie. Dis die storie van die God van weerbegin. Van die God wat altyd deur met sy oop arm sê, kom maar net weer terug. Kom terug, kom na my toe. En is sy oproep om in hierdie stikkende tye waarin ek en jy nou leef, ons veilige vesting by hom te hê. Baie van u gaan nooit nêrens uit nie, wil nie uitgaan na buite toe nie. As jy uitgaan, doen jy dit met groot omsigtigheid. Jy kan dus ook daar waar jy nou is, in jou afsondering, in die feit dat jy nie meer na 'n kerk toe kan gaan saam met ander gelowiges nie, ander kinders van God, saam met sy familie en 'n lekker familiebyeenkomste kan hou. Dit kan nie gebeur nie. Maar jy kan in die huis van die Here woon, tot 'n lengte van dae. Want jou huis is waar jou hart is. En my vraag is vir jou vanmôre, waar is jou hart? Is jou hart by hom? As jou hart by hom is jy veilig. Dan sal jy ervaar hoe dat goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Kom bid saam met my. Bid saam met my ook vir die nuwe jaar wat voorlê, en dat ons in hierdie week van gebed wat ook van volgende week af begin, die aangesig van die Here sal soek. Ons regtig voor hom sal verootmoedig, sal terugkeer na sy huis. Al is dit dan in jou eie hart. Dat ons nie in 'n kerk soos hierdie weer so gou by mekaar kan kom nie. Amen. Kom ons bid. Ons bid vir hierdie baie spesiale gawe van geloofsoë wat kan sien. Wat u kan sien, Here. Wat in u teenwoordigheid onsself kan verlustig. U sê in u woord, verlustig jou in hom, en hy sal gee dat die begeertes wat daar in jou hart kom, van hom afkom, en hy vir jou sal dra. Ag Here, ons glo u, ons vertrou u. Ons bid, Here, dat waar ons lewens so baie dwaal en op baie plekke beweeg wat ons bitter maak, sodat dit wat in ons harte is uitloop uit ons monde, bitterheid is. In plaas van blydskap en vreugde,
bid ek vir u kinders. Here, daar is so baie dinge om ontevrede mee te wees. Maar ek bid dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dat dit ook ons kerk en u gemeente en ons as u kinders sal bewaar, dat u wag sal hou oor ons gedagtes, oor ons harte, om naby aan u te bly. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. My liewe vriend, ek weet dit is nie altyd so maklik om te sing as jy so alleen is nie, maar kom ons sing. Kom ons sing hierdie Psalm 23 soos wat ons hom nou gaan hoor, en jy ken op die woorde, die Here is my herder. Ontvang nou die Here se seën en weet dat hy sy aangesig oor jou verhef om hom oor jou te ontferm, aan jou sy vrede te gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.